Dis impliseer dus dat Jesus iets verkeerd gedoen het. Die feit dat sy ma met hom moes raas oor 'n sonde en hy dit moes regstel, wys skuld aan Christus se kant. Goeiedag luisteraars, en vandag praat ons 'n bietjie op onder die lens oor 'n nuwe fliek wat uitgekom het, en eintlik 'n rukkie terug uitgekom het, maar dit sal goed wees om daaroor te gesels. The Carpenter's Son. Nou, The Carpenter's Son, vir 'n bietjie agtergrond vir die wat nie weet waarvan ons praat nie. Dis 'n gruwelfilm of 'n horrorfliek, soos wat sommige se dit meer bekend mee is. Gruwelfilm oor die lewe van Jesus as kind, vanaf sy kinderdae tot in met sy tienerjare, en so dit is klaar dat die rooi liggies flits alreeds as ons dit hoor. Maar so hoor ons dan eintlik baie sien ons ook baie gruwelike, lasterlike dinge wat in hierdie fliek afspeel. En die fliek is basies gebaseer op die evangelie van Thomas, wat 'n gnostiese stuk werk is, skryfstuk is. Wat ons dan natuurlik beskou as dwaalleer. Maar ja, ek sal graag by julle wil hoor, wat is julle kennis oor die evangelie van Thomas? Weet jy of julle dalk iets weet wat ek nie weet nie? Ek weet van die voeltjies wat Jesus maak uit klei uit, en dan blaas hy oor hulle en dan vlieg hulle weg, en dan spotsienkies vir kind Jesus, en dan versvloek al die kinders en dan val die kinders dood. So dit is definitief nie Jesus soos ons hom ken in die evangelies nie. Maar ja, as julle wel iets het om oor uit te brei, sal ek graag wil hoor. Nee, ek het in my Bybel gesoek, ek het hom nie gevind nie. Ja, so ek kon hom nou nie lees, maar nee, ek spot. Dit wil ook op tyd voorkom, dit gaan verder as dit, oor dat die seentjies doodgeval het. Maria is na die tyd met Jesus geraas, as ek nie verkeerd is nie. En toe maak Jesus die kinders weer lewendig. So dis impliseer dus dat Jesus iets verkeerd gedoen het. Die feit dat sy ma met hom moes raas oor 'n sonde en hy dit moes regstel, wys skuld aan Christus se kant. En so dit is al klaar iets ja, daar is skuld aan Christus se kant nie. En indien ek reg verstaan, beeld hierdie fliek ook nie Christus as sondeloos uit nie. So daar's ons 'n baie groot verskil tussen hierdie fliek en iets soos The Passion of the Christ. Ja, The Passion of the Christ is 'n afbeelding van Christus. Dit is myns insiens nie die beste idee om dit te doen nie. Inteendeel, dit is nie goed nie. Maar daar was ten minste probeerslag. Hulle het probeer iets, kom ons noem maar akkuraat uitbeeld, probeer 'n gospelagtige ding maak. Hierdie is nie so 'n probeerslag nie. So jy moet dit nie dieselfde, moet nie om die sjapte kam skeer nie. Nie dieselfde grasie gee as jy dit grasie kan noem nie. Dit is direk lasterlik. Daar sê probeerslag om iets anders te wees nie. Ja. Ek dink dalk het oor die evangelie van Thomas iets oor die buitebybelse geskrifte van vroeër jare. Die evangelie van Thomas is uiteraard nie geskryf deur die apostel Thomas nie, mens moet dit net sê, nee. So dink die indruk kan nogal daar wees as jy hoor, maar dis gebaseer op die evangelie van Thomas, nee, dat ons gekies het om net die evangelie van Johannes en Markus en Matteus en Lukas in die Bybel se kanon in te sluit, en wat ons nie van die evangelie van Thomas gehou het nie, ons sommer besluit is nie, dit moet nie daar wees nie. Maar dis nie die geval nie, nee. Daar was heelwat meer sulke Nuwe Testamentiese apokryfe boeke wat nie in die Bybel was nie, vir voor die hand liggende redes. Dit is duidelik ouens wat dit ding opgemaak het, en dan net een van die apostels se name daarop geplak het om 'n bietjie gesag aan dit te verleen. Maar van die vroegste tye af is die goeters nie erken deur die Christelike kerk nie vir daai redes. Dit is
ja, daar's geen bewyse dat dit eg is, en dat daar 'n moontlikheid is selfs dat dit eg is nie. So dis net so ietsie oor die evangelie van Thomas. Dis as ek reg is dan begin hy ook met sy vertrekpunt eintlik hierdie goeters wat hier binne staan is die geheime woorde van Jesus, nê. As jy die evangelie volgens Johannes lees, dan beklemtoon hy nogal en sê hy daarso al hierdie dinge het Jesus openlik geleer en niks in die geheim gespreek. So ek dink ons kan net dit sê ook van die bron wat die fliek blyk gebruik. Ja, ja. Is interessant, nee, mense sal dink daar's baie keer hierdie sterk ondersteunings vir iets eintlik in Hollywood veral vir iets lasterliks. Gewoonlik is daar 'n baie groot neiging om te vlug na daardie ding toe. Maar ons sien eintlik iets interessants gebeur. Die fliek het eintlik baie min ondersteuning gekry. Hy het nie regtig baie goed gedoen nie. En hy was ook blykbaar baie duur gesien. En ek het al gehoor van mense wat sê ek weet nie wat se mooi Afrikaanse woord nie, maar die filmography, die manier hoe dit geskied is, die metodes wat gebruik is om dit te skiet, is eintlik baie goed gedoen. So eintlik baie moeite gedoen vir iets wat nou eintlik nutteloos was en lasterlik was. En so sien ons die fliek het eintlik min ondersteuning gekry wat 'n baie goeie ding is. Maar mense eintlik wil hê dat daar geen ondersteuning is vir so iets nie, nê. Is en ek dink dadelik nou aan 'n nuwe ding wat uitkom, 'n film ook van Angel Studios af in Amerika, wat fokus op die lewe van Dawid. Hy oortree nie die gebod waar ons God nie mag afbeeld nie, wat daarom 'n positiewe is. Maar mense moet ook vra, gaan hulle ook buitebybelse bronne insit? Gaan hulle enige buitebybelse inligting invoeg? Hulle eie, hoe kan ek sê, dalk agenda probeer dryf, hulle eie teologie dalk begin dryf deur die fliek. So mens moet hierdie altyd in ag neem as mens 'n Christelike fliek sien en kyk. Maar skus ja, Pieter. Enigiets wat jy maak, enigiets wat jy skryf, gaan jou agenda in hê. So dit is hoekom mens maar ook enigiets wat ek net besef moet lees of kyk wat nie die Bybel is nie. Ook as iets goed is. Ek hou baie van Prince of Egypt en hulle het dit veilig gespeel in Prince of Egypt. Hulle het dit baie veilig gespeel, maar dit is nie 'n Christelike fliek nie. So as hulle Dawid het nogal 'n interessante storie, so dit kan 'n goeie fliek wees, maar dit gaan hulle eie agendas in hê. Dit moet miskien speel hulle dit ook veilig, maar mense moet ook probeer dit sien as 'n Christelike fliek nie. Enigiets wat mense maar op gaan agenda in hê, goed of sleg. Ja, ek dink ook by Pieter aan te sluit, nee, mense het ons lees die verhale van die Bybel. Wat dis Dawid, dis nogal cool. Dis amper sê literêr gesproke, dis fantasties, né? Mens kan nou dink jy kan regtig baie goeie flieks maak daarmee. Maar ons beskou dit wel as God se selfopenbaring, né? Daarom is ons regtig baie versigtig vir flieks, né? Want die heiden wat dit nie beskou as God se selfopenbaring nie, né, gaan goeters byvoeg want hy het nie 'n probleem daarmee nie. Hy gaan die stories so 'n bietjie romantifiseer, né, dinge wat nie in die Bybel staan nie bysit om so 'n bietjie vir sy om so 'n bietjie vir die mark te kyker, as ek dit so kan sê. En 'n mens moet ongelukkig ook self sê, selfs al is dit 'n Christelike produksie, moet 'n mens is daar ongelukkig baie keer byvoegsels, né, en dit as 'n mens goed kyk dan vorm dit jou persepsies, en dit maak die prentjies in jou kop. En die Here het spesifiek sy selfopenbaring vir ons nie in fliekformaat gegee nie. Is belangrik. Ja, ek dink mense Skalk het eintlik 'n belangrike punt aangeraak oor die afbeelding, nê.
van Christus. En ek dink dis maar 'n probleem wat mens deur die bank het met flieks soos The Passion of the Christ en hierdie nuwe reeks The Chosen. Mens kan nie goed kyk en dan kan jy na al die dwaallere en die afwykings en goed daarin kan jy ontleed en so, maar die feit dat daar 'n fliek is waar iemand vir Jesus speel is sommer reeds 'n dwaling. Is sommer reeds verkeerd. En nou weet ek dit was al van die gereformeerde kerke se sinodes punte van bespreking gewees. Sê maar Jesus het dan 'n mens geword, nê. Hoekom mag hy nie afgebeeld word? Hy het 'n gewone mens geword. Maar die punt is Christus in sy persoon is aanbiddingswaardig gewees, nog altyd, van ewigheid tot ewigheid, nê. En as jy sou wou argumenteer hy kan afgebeeld word want in sy mensheid is hy nie aanbiddingswaardig nie, nê, dan is jy besig om sy menslike natuur los te maak van sy persoon en nie noodwendig eers van sy goddelikheid, die bloot van sy persoon nie. Maar van sy goddelikheid ook en dan is jy besig met dwalings wat in die vroeë kerk al weer lê is, nê, om Christus se menslike natuur so te wil isoleer. Jy kan nie sy menslike natuur losmaak van sy persoon nie. As jy 'n teologiese saak daarvoor uitmaak, dan maak jy effektief die evangelie tot niet. Nee, as jy wil leer dat sy menslike natuur op enige manier skeibaar is van sy persoon, sy ewige goddelike persoon, dan maak jy die evangelie eintlik tot niet. So net so iets daaroor dit die feit dat Jesus afgebeeld word is sommer reeds 'n probleem. Problemen op sigself en 'n punt bo-op 'n punt. 'n Rede vir die tweede gebod is juis dat jy nie God sien soos jy hom wil sien nie, dat jy nie 'n beeld van hom maak soos jy wil hê hy moet wees nie. En wel, ek weet dit is nie so nie, maar vir een of ander rede, as ek aan Christus dink ek nog steeds aan 'n aantreklike lang wit man met lang hare. Want dit is hoe hulle uitgebeeld is. Dit is al klaar 'n probleem. Die feit dat Christus gekoppel is aan 'n aantreklike wit man is 'n probleem in op sigself. Dit is hoekom dit nie 'n goeie idee is om hom uit te beeld nie. En ook jy sien 'n eie-willige uitbeelding in The Chosen. Christus het in daardie fliek 'n baie hedendaagse sin vir humor. Dit is wel God het humor ook geskape, maar hulle verstaan, dit is hedendaag, dit is eie wille, omdat hulle Christus skep soos hulle hom wil hê, soos hulle gehoor van hom sal hou. Dis ander rede, net gewoon dat jy nie God moet afbeeld nie. Die rede is, jy moet God sien soos hy is, soveel soos jy kan, nie soos jy hom wil hê nie, en 'n beeld van Christus te maak, dis hoe jy hom wil hê. Ek weet nie hoe hulle hom wou hê in hierdie fliek nie, die Gapende Shan nie, maar dit is ook menslik en swakker en foute, met foute. Ja. Nee, dis eintlik dit sal elke keer wanneer ons Christus weer afbeeld in hierdie tipe manier, is dit baie afkrakend en verkleinerend teenoor die Here se majesteit, nee. En dis presies wat Teens nou gesê het, daardie hoe jy het gestel teens aanbiddingswaardigheid van die Here Christus. Ja, dit kraak af aan daardie aspek van Christus. Maar hierdie Carpenter Shan fliek beeld Christus dan eintlik nog slegter uit as wat enige ander Christelike fliek dit uitbeeld, nee. Want hierdie is uiteenlopend sekulêr. Ek sou self sê anti-Christelik. Want hulle beeld Christus uit as hierdie tieners wat nie beheer het oor sy emosies en sy dade nie. Hy daar's in die fliek self 'n meisie wat nou die Satan is, wat hom probeer verlei. En op die ou einde veroorsaak dit 'n baie vreemde ding waar hulle in die modder stoei en hy wil haar doodmaak want sy wonde dan vir Josef. En dan gaan Jesus na Josef toe en hy wil Josef genees en dan weier Josef hom omdat hy hom genees. So hierso sien ons verskriklik eintlik lasterlike idees wat in die fliek afspeel. Of nie eintlik lasterlik nie, al die eindelikheid, dit is net lasterlik. Hulle beeld Christus uit as iemand wie hy nie is nie.
wie hy nie geopenbaar word in God se woord aan ons. En so dit is die gevaar van hierdie sekulêre flieks wat dan Christus uit vir gelowige en ongelowige as hierdie tienerseentjie wat deur puberteit gaan, wat nie beheer het oor sy mag nie beheer het oor die wonderwerke wat hy kan doen nie. En wat ook foutief is in sy denke en die wysheid wat hy probeer toepas, en die wonderdade wat hy probeer toepas. En dis nie Christus wie ons ken vanuit die Bybel nie. Dit is nie Christus wat vir ons sonde gesterf het, wat sondeloos was nie. Dit is 'n heeltemal soos julle sê, eintlik maar geromantiseerde tipe, eintlik nie as ek weet nie of romantiseerd eintlik die regte woord is, maar 'n mens Op ons vlak. sê weer Pieter? Bring maar op ons vlak en dis waarskynlik deel van die agenda. Ja. Ja, so dis hierdie eintlik die mensgemaakte Christus. Eintlik 'n simpel beeldjie wat mense in hulle gedagte gehad het, wat hulle nou so die skape het. Nou, Ja, dit is opvallend die Bybel leer, nê, dat Christus versoek is soos ons. Hy het nie gesondig nie. Hy's versoek soos ons. So jy het nou puberteit genoem. Ek dink vir 'n jong man wat deur puberteit is, dit half onmoontlik om te dink jy gaan daardeur sonder om te sondig, maar aan Christus is dit so nie. Dat hy waarlik man was wat nie gesondig het in sy woorde, dade, gedagtes of sy begeertes eers nie. So en dis vir hom wat ons aanbid. Nee, so 'n fliek soos hierdie moet vir ons 'n groot rede tot ontsteltenis wees, nee. Mense 'n Christen mag hom nie daardeur laat vermaak nie. Dis belangrik. Nou, al moet baie groot fout wees as jy jou deur so 'n fliek laat vermaak. Lyk ten minste ons begin daaroor gepraat asof niemand hulle self deur die fliek laat vermaak het nie. Jy kry oordeel, maar ja, ek dink mense is 'n bietjie oor die edgy vibes van die 2010s, waar as iets outomaties edgy en donker is, dan het hulle gehoor. Ek dink mense begin oor dit kom. Hulle sien dit nog ja, ek dink dit is vir 'n gelowige rede dat die fliek nie goed gedoen het vir verandering in waardes nie. Mense net moeg vir iets wat edgy is om edgy te wees. ja, Ja, dit tel ons guns in hierdie geval. ja. Nee, ek moet sê ek is eintlik verbaas dat die fliek so sleg gedoen het, want ek sou gedink het dat dit onder die eintlik die generasie net voor ons eintlik baie goed gedoen het, omdat daardie generasie eintlik maar baie geneig is om hierdie tipe films te kyk, veral in Amerika. In Suid-Afrika nie soveel nie, maar Amerika definitief die geval. So ek is eintlik verbaas oor die tendens wat dan nou besig is in die wêreld aangaande onwildse uitlate en flieks deesdae kry al hoe minder en al hoe minder steun, wat 'n goeie tendens is in my opinie. Ja, nee, dis en ja, dit vir kulture, ja, dis maar opmerkings vir die hedendaagse kultuur. Mense is regtig net oor die edgelord fase. Selfs die generasie wat deel in dit geneem het, is oor dit. Mense sien dit. Kyk na Henry Cavill se Superman van die vroeë 2012's, donker, hartseer. Kyk na nuwe Superman, weer 'n vrolike goeie ou. Dink die gehoor is besig om te verander en dis nie goed of sleg nie, want mense is nog steeds sondig. Maar ja, die smaak is weer besig om vroliker te word. Ja. Ja. 'n bietjie ligter. Ja. Dis nodig als 'n bietjie die is op bonker, kom jy sê die mooie. Nou as jou realiteit ook donker lyk, dan sal wil jy eerder vermaak word deur iets wat bietjie lig bring. En soos die evangelie, die ware evangelie, nie die evangelie van Thomas, die ware is daarom ook nodig in ons tyd. Maar dan wil ek een laaste kantjie, as enige van julle nog iets wil noem of oor praat, dan ons dit gehanteer.
Nee. Dan sê ek vir julle baie dankie en so vir ons luisteraars. Dan sien ons julle vir